Goeiemôre, wat 'n wonderlike voorreg om op hierdie Saterdagmôre weer met u te kan praat. Dis vandag 17 Januarie 2026 en ek wil graag vir jou die volgende vraag vra. Mag ons oordeel, of kan ek dit anders stel, moet ons oordeel? Jy sien, liewe mens, Matteus 7 vers 1 is baie duidelik. Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Nou onmiddellik wil ek vir die volgende sê. As ons die hoofstuk in konteks lees, dan sien ons, hier word na die geveinsdes verwys. Nou wanneer is jy 'n geveinsde? Wanneer jy vals is, wanneer jy onopreg is, wanneer jy skynheilig is. Wanneer is jy skynheilig? Wanneer jy 'n standaard aan iemand stel, hoe daardie persoon moet wees of moet optree, maar jy maak dit nie op jouself van toepassing nie, dis maar met jou en met my reg, as ons 'n laer standaard leef. Dan is ons bloot net skynheilig. Om te oordeel, wat sê die verklarende woordeboek vir ons? Deur redenering tot 'n gevolgtrekking kom, met ander woorde, om 'n besluit te maak. Liewe mens, dit word net so herhaal in Lukas 6 vanaf vers 37. Kan jy maar self gaan lees, waar dit gaan ook oor die geveinsdes. Hier word daar gepraat en verwys na die geveinsdes. Maar wanneer jy en ek as kind van die Here oordeel, dan moet ons dit doen kragtens Johannes 7:24 wat sê, moenie oordeel volgens wat jy sien nie, maar oordeel 'n regverdige oordeel. Dan moet ons nie skynheilig optree nie, of in ons denke skynheilig dink nie. Dan moet ons 'n regverdige oordeel, tot 'n regverdige besluit kom. En dit is nie elke dag so maklik nie, want dit is maar die duiwel sal jou enige iets wil tuisbring, in plaas van die waarheid. Dis nie dat daardie geuite uitdrukking, don't judge a book by its cover. Liewe mens, ek verstaan dat 2 Timoteus 2 vers 4 sê vir ons baie duidelik, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. As iemand verkeerd optree, dan gaan ons in liefde, 1 Korintiërs 16:14, laat alles by julle in liefde geskied. Dan doen ons dit op daardie wyse. Maar ek en jy het nie nodig om skynheilig op te tree nie. Ons moet dit eerstens met liefde doen. En 2 is 'n regverdige oordeel. Maak seker wie en wat daardie persoon is. Verskoning. En maak nog meer seker dat daardie standaard wat jy van daardie persoon verwag, ook op jou van toepassing is. Dit is so maklik om vingers te wys na ander mense toe, maar gewoonlik wys daar 4 vingers terug na jou toe. Liewe mens, ek en jy moet gaan oordeel, maar op die regte manier, op die regte standaard, volgens God se woord. En dit bly 'n persoonlike keuse. Baie dankie dat jy vandag na my geluister het. Shalom.